Goeiedag, ek groet jou in die kosbare naam van Jesus Christus. Ons almal gaan deur verskillende seisoene in ons geloof. Daar is seisoene waar jy duidelik God se stem hoor en naby aan hom voel. Maar dan is daar seisoene aan die ander kant waar jy wonder hoekom God stil is. Waar jy wonder hoekom jy so ver van hom af voel. Waar jy wonder of God wel jou gebed gehoor het en of hy regtig nog vir jou omgee. Maar weet jy wat is die wonderlike ding van die God wat ons dien? Hy is nie 'n God wat kom en gaan nie. Hoekom God soms stil is, weet ek nie. Maar wat ek wel weet, is dat net omdat God stil is, beteken nie dat hy nie daar is nie. Ek weet ook dat hierdie seisoene in ons lewens nie vir altyd aanhou nie. Die skrywer van Psalm 42 het geweet hoe dit is om jouself in 'n stil seisoen te bevind. En in hierdie Psalm leer ons 3 belangrike dinge om te doen wanneer ons voel God is stil. Die eerste ding is, hou aan om God te soek. Ons natuurlike reaksie wanneer ons deur so 'n seisoen gaan, is om terug te trek. Tog het die skrywer van Psalm 42 die teenoorgestelde gedoen. Hy sê in vers 2, soos 'n hert wat smag na waterstrome, so smag my siel na U, o God. Hy het nie opgegee om God te soek nie. Selfs al het God ver gevoel, het hy geweet, hy is die enigste ware bron wat sy siel kan versadig. Die tweede ding is, onthou wat God in die verlede gedoen het. Hy noem in vers 5 dat hy onthou hoe hy in die verlede na God se huis toe geloop het met gejuig en lofsang. Vir jou mag God dalk op hierdie oomblik stil wees. Maar as jy terugdink aan die tye waar jy God se stem duidelik gehoor het en hoe God toe in jou lewe gewerk het, moedig dit jou aan om te weet dat net omdat God nou stil is, beteken dit nie, hy is nie besig om in jou lewe te werk nie. Die derde ding, vertrou op God. Hy sê in vers 12, waarom is ek so in vertwyfeling en waarom kerm ek so? Vertrou op God. Ja, ek sal weer vir hom 'n loflied sing. Hy is my helper en my God. Here, help my om op U te wag en om U te vertrou in die stil seisoene van die lewe. Dankie dat U alles ten goeie laat meewerk vir die wat U liefhet. In Jesus naam bid ek dit. Amen.